Ons wil die mense leer, how do you identify if my child, if my friend, if my colleague is on drugs? Want voor ons iets kan doen, moet ons eers kan identify. Alright, so hallo almal, welkom hierso by ons, hoe kan ek nou sê, ons is almal basically maar klaar een familie, so, vir dies wat wonder wie sit hierso voor julle, so julle paar jaar terug, was ek in Beaufort Wes gewees, toe ek nog op drugs was, en ek was daar by 'n rehab gewees, toe het ons eendag by 'n selgroep gaan bywoon, 'n supportgroep gaan bywoon, en dit was waar ek vir Fabian en vir Dennis ontmoet het. So van daar af tot nou toe, so 'n paar maande terug was ek op 'n uitreiking Beaufort Wes toe gewees en toe het hulle gesê hulle wil nou hierna toe kom, toe sê ek dis great want dit is baie werk, dis baie mense wat ook hulp nodig het en ook bemoediging nodig het. So ons was nou vanoggend net so vinnig, ons was nou klaar by die tronk in Appington en Groblershoop gewees. Toe was ons gou vinnig na die skool toe in Groblershoop gewees. Toe is ons Grootdrink toe om almal uit te nooi vir môre se openligdiens, maar ek het vir Dennis hulle laat kom School of Fire toe vandag, nie net omdat ek van School of Fire afkom nie, maar hulle gaan baie keer en getuig. Dis wat ons gedoen het, dis wie ons is, dis waar die Here ons uitgehaal het. Toe kom ek op met 'n blink idee om te dink, soos, kom ek bring hulle na 'n plek toe waar daar van die ouens regtig ernstig is, wat dalk hulle getuienisse vir hulle kan gee. In 'n vorm van, kom ons bedien hulle 'n bietjie. So toe dink ek, School of Fire is die beste plek om dit te doen, want hier is baie van julle studente, wat ook baie diep uit gate uitkom, en wat ek dink regtig hulle ook sal bemoedig. So, maar voordat ons aangaan oor na julle getuienisse, gaan gou Fabian opnooi, laat hy net verduidelik, wie is hulle, wat doen hulle, hoe lank doen hulle dit, en so aan. So, kom ons gee my lekker hande klap, julle. I actually speak French, but I will do it for you today in Afrikaans or English. So ja. Ja, so goeiedag julle almal. My naam is Fabian, my van is Alexander. Hy is my vrou en my 2 kindertjies en my ander kind en dan die ander deel is res van die span. So ons naam van ons organisasie is Rise Up Foundation. Ons spesialiseer. Ons specialize in addiction. Ons glo, never mind wat, die Here kan vir jou vrymaak. Die Here kan vir jou verlos en die Here kan van jou 'n nuwe mens maak. As ons gaan kyk wat sê die wetenskap sê, vertel vir ons dat addiction is 'n sickness. Hulle kan so sê is fyn, maar die Here kan daai siekte ook genees. En dit is ons boodskap wat ons uitdra. Ons gaan ons probeer reg oor die land gaan en ons gaan kyk regtig die needs in gemeenskappe. Want ons wil nie ou moet eendag kan sê Jesus ek het hulp nodig gehad, maar toe was daar nie hulp nie. Verstaan nie? So ons gaan rond en ons kyk waar se supportgroep kan stig, waar ons goed in plek kan sit, hoe mense maklik vir albei families. Ons gemeenskap hier buitekant is stom geslaan en hulle weet nie wanneer die ou dit doen of hy doen nie. So ons werk kwai op bewusmaking. Ons wil die mense leer, how do you identify if my child, if my friend, if my colleague is on drugs? Want voor ons iets kan doen, moet ons eers kan identify. En hy is 'n belangrike ding. En dan gaan ons ook prevention, ons doen prevention. So Dennis is doing our school-based program. Wat as die kind van, hierby staan het 15 jaar al op. Kijk, hy kan moontlik in hy rigting gaan. And we start to mentor him from early age. Try om te mentor en om op die regte pad te kry. Ons myn aim, ons wil 'n pad saam omstap tot na matriek, tot hy gevestig is in die lewe. Dan doen ons mentoring. Waar is die ou wat regtig belangstel in die veld,
Hy gebruik miskien nie, but he want to make a change in the community. And we do the wilderness mentoring program. So die wilderness mentoring program is 'n kamp. Wat is jou leer soos dit? Ons leer jou om met die natuur te connect. Ons leer jou wat 'n rol speel. Julle ken mos die elemente, is water, is vuur, is fire and all that stuff. So ons leer jou hoe hy goed regtig in jou lewe kan inpas. Maar die grootste ding wat ons wel doen en daar sê dat ons there's no compromise. Ons compromise op daai gebied nie en hy is Jesus Christus. Daai is ons bottom line. Ons werk al die goede rondom dit. By die skool is dit sommige kere moeilik, maar hulle weet waar hulle staan met ons. Ons gaan die kind op ander goed gaan ons hom leer, maar ons gaan hom gee Jesus Christus. Want dit is die een. Ons kan jou nie change nie. Ons kan vir jou al die goed. Ek noem altyd die wat ons vir jouself sê, hoe jy kan skoon bly. Ons weet maar soos hy ding, jy moet wegbly van die vriende af en jy moet dit doen en jy moet hy in plek sit en jy moet kyk hoe om jou time te manage. Ek noem daai window dressing. Jy maak jy Jesus in jou lewe. En sodra jy vir Jesus het in jou lewe en jy begin 'n relationship met, dan val hy ander goed self in orde. So dit is wie ons is, dit waarvoor staan en vir ons is dit 'n plesier om hier by julle te wees. Dit is lekker om hier te wees. En dit gee ons hoop. By ons is hier, ons dorp self is hier 'n reepsente nie. So ons mense sukkel baie. En daarom het ons dit belangrik is dat ons vir hulle sê dat Jesus kan vir jou help. Jesus is die uitweg vir ons almal. Nie net vir dwelms nie. Ons sukkel mos, dit kan miskien 'n staaf ou hier wees. Hy het ook sy challenges. Hy moet ook weet. Jesus is die antwoord. For ons dwelms, for our finances, for our sickness, for our, Jesus is the answer to everything. So dankie julle. Dit is lekker om hier te wees. As hy Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou wat ons doen is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Hallo almal daarso. Ek is Theo. Ja. My van is Olivier. Ja. Ek het so rukkie terug was ek besig nog wees met verkeerde dinge, drugs en alkohol en al daai goedjies. Ons praat van so 3 maande terug. Weet, daai pad het mens gestap het, mens voel ons God mens weggegooi het. Jy weet, en ek het net aangehou bid en ek weet ek ken baie van die skrifgedeeltes en goed en dit is my altyd gevoel of daar's 'n wet vyandig teen my opgetree word. Jy weet, mense wat my kan ek sê van die pad wil aflei. Weet, en ek het net 'n boodskap gekry, weet, en God het net my visie gewys, Jonas, en ek vat sy regterhand en hy tel my op, jy weet, en ek sit so op sy skoot, jy weet. En hy sê, Jonas, en my sê nee, ek is saam met jou, moenie opgee nie, gaan vorentoe, hou net vas. Ek was nog besig geweest met verkeerde dinge, maar dadelik ek het opgeblaai. Ek het die Bybel opgemaak, Psalm 54. En daarin word al gesê, Jonas, in stryd, ja, all those plans that the enemy had against me will fall upon themselves. And then I will bring praises and I'll sing. And I'll sing, really praise God
for his unfailing love towards me. And yeah, here I am. I'm now totally clean for 2 weeks. Yeah, so I'm at the right place. Ek is by die regte plek. Hy beskerm my, hou my vas. En ja, dis al wat ek vir julle wil sê, Janies. En waar mense wil opgee, moet net nooit opgee nie. Dis al wat ek vir julle kan sê. Hallo julle. My naam is Jandro, vir die wat my nie ken nie. Dit is die eerste keer wat ek my testimonie aflees, so ek wil net sê dis 'n groot voorreg. Welkom aan die gaste. Ek hoop julle geniet julle tyd hier so saam met ons. En alle prys aan die Here en ek hoop dat iedereen elk van julle wat hier so sit, uit my testimonie ietsie kan vat en dat die Here aan julle sal openbaar wat geopenbaar moet word en vir die wat op die kamera kyk. So ek is 23 en my storie begin ek het 'n groot addiction probleem gehad met drugs en goed. Het lang terug begin met verkeerde vriende, toe ek graad 8 was en alles het begin by 'n sigaret. Ek het 'n baie close verhouding met die Here gehad, maar ek het my pad heeltemal duister geraak. En ja, dit het begin, soos ek sê, dit begin by addiction en ek het my pad duister geraak, my pa het kanker gekry en van toe af toe my pa relle was, toe het ek heeltemal die Here afgeskryf en ek was kwaad vir hom omdat ek gevoel het, die Here het my verlaat en ek het hom gevra om vir my pa daar te wees en ons het hom nodig gehad as 'n familie. En na dit het die dinge tussen my en my ma ook so 'n bietjie weggebreek en dit het so ver gegaan dat ek opgeëindig het om lewensdreigemente teen my eie ma te maak. En dit is hoekom ek vandag hier so is by School of Fire. En is baie interessant hoe die Here 'n paadjie het met 'n mens. Ek het baie teëgeskop om hulp te kry en goed. En die Here het my hier kom sit teen my eie wil om vir my te wys dat ek hom nodig het. En dis alles 'n dank aan die Here, weet mense is baie hardkoppig, maar die Here sal altyd sy way kry om jou op die pad te kry as jy luister na hom en jy jou oë oopmaak om hom te volg. En vanaf ek hier so by School of Fire gekom het ek my eerste keer gedoop, groot gedoop. So amen, prys sy naam vir dit. Dankie Here vir dit. Ek dink 'n groot probleem in mense se lewens is maar ek dink 'n groot probleem is liefde, 'n lekker liefde. Ons as mense ons almal het liefde nodig. Waar dit in die Bybel staan dat God liefde is. En daar's 3 goed wat belangrik is. Ons moet geloof hê, ons moet hoop hê, ons moet liefde hê. Maar die grootste een van hulle is liefde. En ek dink almal van ons wat hierso sit vandag het baie van ons het 'n tekort aan liefde is hoekom ons die keuses gemaak het wat ons gemaak het, dis gedryf het tot waar ons gekom het. En ek het myself ondervind dat om dit op te gee vir die Here is vir ons is soms baie moeilik en ons vind dit in verkeerde maniere. Maar ten stryde van dit alles as jy jouself oorgee ten volle vir die Here en jy sê Here vat dit, dan sal hy dit vir jou wegvat. En ek dink 'n baie belangrike ding om te onthou is dat liefde en vergifnis hand in hand gaan. Jy kan dit nie vir mekaar afskei nie. As jy goddelike liefde soek, moet jy dit by hom gaan soek eerstens voordat jy enigiemand anders of by jouself gaan soek. En soos ek sê, vergifnis en liefde gaan hand in hand. As jy nie iemand kan vergewe nie, kan jy nie vir hulle liefde hê nie. En as jy nie iemand kan lief hê nie, kan jy hulle nie vergewe nie. So en daai begin ook by hom, nie by ons nie. So die antwoord is om ons self neer te lê as niks nie en ons self te gaan soek by die Here, voor sy voete, voor sy altaar in sy perfekte liefde. En ek dink dis 'n baie moeilike een vir baie van ons. Maar dis hoekom ons moet dankbaar wees dat die Here vir ons altyd nog 'n kans gee. En ons moet regtig 'n kans aangryp wanneer ons dit kry, wanneer ons die Here hoor met ons praat en net vir hom elke dag danksegging gee en lof gee vir wat hy vir ons doen. En in sy perfekte liefde lewe met vergifnis. En ja. So ek kan vandag sê vandag is dag 3, dag 4 wat ek opgerook het, sigarette. So ek prys sy naam. Prys sy naam. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie, maar wat ek vir julle kan sê is na amper 10 jaar van wat ek
konstante addiction gehad het met klomp dwelms en goed ook en 'n groot alkoholist was en sy nou met my verlos en dit het begin om net soos ek gesê het om jouself oor te gee vir hom en 100% vir jouself oor te gee aan hom en die stryding gaan kom met die Here toets jou en hy maak jou sterker elke keer en voor jy dit kan uitvee gaan jy sien hoe sterk jy in die Here geraak het jou verhouding wat jy bou met hom en soos jy oor dinge gaan. So ja, julle dankie dat julle vir my geluister het. Dit is my klein vinnige testimonie en ja, ek hoop dat julle ietsie kan vat van dit. Dankie. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat the Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. My naam is Stanley de Pre, ek kom oorspronklik van Johannesburg af. Ek het nou so jaar en 6 maande het ek van die straat afgekom. Na 4 jaar van op die straat te lewe, 6 jaar verslaaf aan dwelms, alles wat ek my hande op kon kry, rook, snyf, drink, eet, as dit hoog gemaak het, het ek dit gedoen. So ja, dit was vir my die inding gewees. Ek sê altyd, voordat ek ABC kon sê, het ek geweet hoe om dwelms te verkoop. Dis die tipe opbrengs wat ek uitkom. So ek het groot geword in 'n gebroke huis, waar my ma altyd ouens, boyfriends gehad het, sal maar sê boyfriends. Maar ja, sy was in 'n baie spesifieke job description gewees. So sy het onder die mans wat dwelms verkoop en dwelms maak geboer. So ja, ek was blootgestel aan alles wat bende betrokke is op 'n baie jong ouderdom. Voordat ek graad 1 was, het ek geweet om kokaine te verkoop aan mense. So ja, ek was basies 'n klein rannertjie gewees voordat ek skool toe gegaan het. En ja, ek het uit 'n baie donker leefstyl uitgekom. Ek is verkragt deur 'n vrou toe ek 9 jaar oud. Ek was verkragt aan 'n man toe ek 12 was, verkragt toe ek 16 was. En ja, ek was uit 'n baie donker plek uitgekom. En ek wil nie te veel huiwer aan die slegte goed nie, want dit het my gemaak wie ek is vandag. Weet jy, ek sal nie een oomblik verskillend vat nie. Ek sal nie een tree verander nie. Want net daai een tree verandering sal gemaak het dat ek dalk vandag 'n valse Christen is. Sou dalk gemaak het dat ek mense seermaak in Christendom. En ek is bly om die pad te geloop het wat ek geloop het, want ek het al deur daai pad het ek al soveel mense langs die pad ontmoet en help op my eie manier. Met die wete dat Jesus langs my loop. En ek het nou 6 maande voordat ek hiernatoe gekom het, het ek skoon gekom. En ek het vir hom Rooies ontmoet en ek het hier kom werk. Ek het oorspronklik eers hier kom werk as 'n maintenance man. En ja, so onlangs, kom sê so 5 maande terug, het oom Rooies my uit dit uitgehaal en my in leierskapposisies begin sit. En ek staan hier met die voorreg om vandag te leer hoe om 'n adjunkhoof te wees van School of Fire. So ek is nou in die posisie waar ek naweke het ek die voorreg om die skool te beheer en te regeer, te kyk hoe ek vaar daarin. So die Here het my al gebruik in soveel maniere. Ek het al my testimonie uitgedeel vir soveel mense. Ek het al 2 op YouTube en ek weet ek bereik mense met my storie. En die Here het my kom red op reg. Toe ek eers hier kom, ek is nou al 'n jaar hierso, 'n jaar en 'n maand. Maar my eerste, kom ons sê 7 maande van School of Fire het ek maar net gefreeload. Ek het geloof, ek het gevat as ag maar net nog 'n plek om te bly en
jy weet, my lewe weg te gooi. En ek het onlangs op 'n uitreik gegaan, so rukkie terug, Pretoria toe. Nie nou met die march nie, maar voor dit. En ek het baie hard geval hier in die kerk van ons en ek het die Here gepleit en ek het gevra, en daar dinge in my lewe gebeur en ek het die Here gevra werklik, hoekom gebeur dit vir my? Dit is nou die tweede keer in my lewe wat dit gaan gebeur met my en ek waardeer dit nie, ek aanvaar dit nie. Ek het met die Here geworstel en ek het hom gevra, hoekom is dit so? Want die eerste keer wat so ietsie met my lewe gebeur het, was toe ek 10 was, toe my oupa oorlede is. Die enigste manfiguur in my hele lewe, my beste vriend, my oom, my pa, my alles. En die Here het hom weggevat op die ouderdom van 10, toe verwyd ek Here, toe sê ek haat die Here. En op baie ouderdom was ek al klaar groot in Christendom, ek was groot in die kerk gewees, ek was 'n usher, 'n vlagdanser, ek het gebid in tale, ek het vir pastore geprofeteer, gastepastore, ek het mense laat huil met gebed. En die Here het alles vir my op 'n skinkbord gegee op die ouderdom van 9. En net omdat ek die Here verwyd het, toe die Here gesê, "Wel, jy het dit op 'n goue platter gehad, nou gaan jy maar 'n pad moet stap." En ek het die pad maar gestap en ek is nou 28. So ek het niks om te wys van my lewe van 28 jaar se lewe nie. Maar ek het iets groter as dit om te wys. Sy naam is Jesus. Ek het nou vir die afgelope jaar en 9 maande van my lewe het ek nog nie een van my eie planne gemaak nie. Die Here het vir my voorsien, klere, dak oor my kop, kos in my maag, finansies om koeldrank te kan koop. Finansies om saam met my vriende te kan kuier. Ek meen, ek het nou 'n familie ontvang wat, daar's niemand daar buite wat met ons gaan kom mors nie. Ons mag beklei soos kat en hond onder mekaar, maar niemand van buite af gaan kom mors met ons nie. Ons is een groot mal familie en ons is lief vir mekaar in ons eie manier. En die Here het vir my regtig baie gegee vandat ek tot erkenning gekom het en gesê het, weet jy wat Here, hier is my lewe. Vat my en maak met my wat U wil. En die dag wat ek ernstig geraak het met God, is die dag wat ek gesien het, ek soek die Here in 'n hele verkeerde manier. Want ons as addicts is gewoond daaraan om aan die Here te roep net wanneer ons in nood is, net voordat ons in die polisievan ingelaai word, net voordat ons gevang word in die mense se huis besig om te steel. Net voordat ons gaan gevang word met dwelms. Net voordat die Nigerian ons wil slaan omdat ons sy dwelms gesteel het. Ons is altyd geneig om die Here te roep aan dit, maar ons vergeet van hom as die tye goed gaan. Ons vergeet heeltemal van hom. En dan soek ons net die hele tyd die Here se hand in plaas van sy hart. En toe ek op Pretoria uitreik was, het ek die Here gevra om my te gebruik in 'n manier soos nog nooit tevore nie. En daar het 'n stuk gekom waar ek gesê het, Here, laat ons geseën word. Ons as studente op die uitreik. Ons het by 'n plek gekom, daar was sweets en chips en alles op die tafel vir ons, en ek het geskiem, Jessie, dankie Here, dis nice. Koeldranke, sweets, toffies, die works. Ons was bederf geweest. Toe sê ek vir die Here, dankie vir dit. En die Here het vir my duidelik gesê, ek is nog nie klaar nie. Sê my, okay, hoekom? Ons is nou mos klaar geseën. En ons het gesit en so rukkie het verbygegaan en die mense wie ons gaan sien het verbygeloop en 'n wit koevertjie vir ons almal neergesit. Ons was 15 mense gewees. Ek dink 15 of 17 mense gewees. Elkeen het 'n koevertjie gekry met R1000 in, kontant. Waar die Here vir my gesê het, soek my hand, jy sal ontvang, maar nie in oorvloed nie. Soek my hart en ek sal vir jou gee in oorvloed om te deel met die medemense wat jy mee leef. En dit is waar ek besef het dat, weet jy wat, die ernstigheid met my moet verander. Na daai uitreik het ek teruggekom met 'n nuwe houding. Ek het regtig ernstig begin optree in God. En as ek moet terugkyk waar ek vandaan kom tot waar ek nou is 'n groot verskil. 2 jaar terug sal ek jou nie eens in jou oë kon kyk as jy Jesus se naam genoem het nie. Vandag staan ek hier en ek kan nie enigiets anders te praat nie. Sy naam is groot en hy is regtig die Almagtig. Daar is niemand groter as hy nie, daar sal nooit wees nie. As jy hom aangeneem het, sal jy genees wees. Jy sal opreg verander word. Daar is niemand soos hy nie. Daar is niks so groot soos hy nie. Ek staan hier voor julle diep gewortel in Christus. En ek weet ek gaan nog verder groei in hom. En ek weet ek gaan nog, as ek hier uitgaan, gaan ek 'n fondasie sterk genoeg hê om die aarde oor te vat. Ek gaan die wêreld verander in God se naam. Nie in my eie naam nie.
So ek wil net vir julle sê baie dankie dat julle hier gekom het en tyd uitgevat het om te kom luister na ons en ons waardeer opreg wat julle doen. Daar was 'n tyd gewees in my lewe waar ek gewens het ek kon 'n maatskappy kry wat doen wat julle doen, wat uitgaan en doen wat julle doen. Dit is baie skaars daar buite en mense het dit nodig. Mense is baie vinnig om te oordeel. Die man is vuil, die man is 'n houbou, die man bedel, hy soek net geld, hy wil net weer drugs kry. Maar 'n mens kom tot op 'n punt in ons lewens waar daai dwelm jou so beheer en regeer en die duiwel het so groot houvas op jou dat jy nêrens het om te gaan nie en dit vat regtig iemand wat hardkoppig verlief is op Christus om dit vir jou oor te dra. Iemand wat regtig nie gaan omdraai en weghardloop van jou af nie. 'n Mens het regtig fokus en liefde en geduld nodig met 'n mens wat op dwelms is. Mense verstaan dit nie altyd dat as daar's regtig iets van dit wat 'n mens nie sal verstaan dan lees jy al deur dit is nie. Baie mense kan in teorie sê, die en die en die, maar die prakties daar agter is enige iemand wat 'n recovering addict is sal vir jou kan sê dit is werklik iets heeltemal anders. So ja, ek staan hier so skoon vir amper 2 jaar nou van die harde goed af. Ek is nou kom ons sê 5 maande laas wat ek gerook het, so ek is van die sigarette af ook. Ek het opgehou drink toe ek 23. So ja, die Here het baie hard om my lewe gewerk en alle eer aan hom en niemand gaan my enigstens anders te oortuig dat daar iemand is wat my beter kan wys in die lewe nie. So ja, mense, baie dankie vir julle tyd en moeite. Waardeer julle. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.